Net so in ons open met gebed. Vader, ek wil vanmôre net vir U dankie sê dat ons hierdie voorreg het om vanmôre net weer U woord te kan bestudeer. Dankie Here dat U U woord vir ons gegee het. Here dat U woord ons leer. En Here dat U woord vir ons 'n lig is vir ons pad. Here Jesus, ek wil vanmôre bid dat mense vanmôre net sal luister na die woord, maar nie net sal luister nie, maar dat dit ook sal ingaan in hulle harte. Here, dat hulle sal verstaan wat U gedoen het. En Here, dat hulle nie sal nalat. En Here, nie sal roekeloos wees met hulle siele nie. Elkeen se siel is vir U kosbaar, Here, want U het vir ons gesterf aan daai kruis. Daarom wil ek ook vanmôre bid, Heilige Gees, dat U vanmôre hierdie woord kom inspireer, kom salf en kom seën en kom leer. En Here, dat ons harte ontvanklik is en ontvanklik sal wees vir hierdie woord. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Jy kan vir my jou Bybel oopmaak daarso in Eksodus hoofstuk 12. Ons gaan enkele gedeeltes lees in Eksodus hoofstuk 12. Maar ek gaan eers vir julle, so voordat ons Eksodus 12 lees, gaan ek sommer van die staanspraak vir jou huiswerk gee vir hierdie week. Is dit reg? Jou huiswerk hierdie week is om te lees vanaf Eksodus 7 tot en met Eksodus 12 of 13. Jy weet, daai gedeelte. Van Eksodus 7 af, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan as jy nou verbou is 13. Okay. Die rede waarvoor ek dit vir julle gee is, want ek gaan dit nie vanmôre lees, want soos julle kan sien is 'n hele paar hoofstukke. So ons kan dit almal saam lees as julle regtig wil, maar dit gaan nogal 'n tydjie neem. Dit gaan 'n uur vat om dit net die skrifgedeelte te lees. So, ek gee dit vir jou huiswerk, gaan lees dit. En dit handel oor die 10 plaae in Egipte. Nou ek weet julle gaan sê, ja, maar ons ken dit. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê, jy gaan dinge raak lees. En jy gaan weer dinge raak sien wat jy vergeet het. Of wat jy nie voorheen raak gesien het nie. As jy vir die Here vra om dit vir jou te wys, sal die Here dit vir jou wys. So jou huiswerk, Eksodus hoofstuk 7 tot en met hoofstuk 12 tot met so 13. Jy vat elke aand 'n hoofstuk en jy gaan sien. Maar ons gaan vanmôre konsentreer op Eksodus hoofstuk 12. En ons gaan enkele verse lees in Eksodus hoofstuk 12. Okay. So julle moet maar saam met my volg, want ek gaan 'n klomp verse tussenin skiep, want ek wil sekere punte uitlig. Is dit reg? Goed, ons gaan eers saam lees daar in Eksodus hoofstuk 12. En ons gaan eers daar saam lees vanaf vers 5 tot en met vers 7. Eksodus 12 vanaf vers 5 tot en met vers 7. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. Nou die Here kom eerstens, hy kom by Moses en hy sê, Moses, jy en Aaron, julle moet die Pasga vier. En hierdie is die instelling vir die Pasga. En hy sê vir hulle daarso, julle moet 'n lam hê sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hier kom 'n belangrike ding. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrumpel aan die huise waarin hulle dit eet. So basically, as jou deur so is, hulle moes dit gesmeer het aan die kante en bo. Okay, goed. Nou gaan ons saam lees daar in vers 12 en 13. Want ek sal in hierdie nag, en dis die rede hoekom hulle dit moes doen, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Nou wat interessant is, ek het 'n video op YouTube wat ek gedoen het oor die 10 plaae van Egipte, wat ek gepraat het en gewys het hoe het God die Egiptiese afgode basies nietig gemaak. Okay, maar dit is 'n preek vir 'n ander dag daai. Hy sê, ek die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Dan gaan ons ook saam lees daar vanaf vers 21
tot en met vers 23. Vanaf vers 21 tot en met vers 23. Hy sê, Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir julle kleinvee, vir julle families en slag die Pasga. En neem 'n bossie hyssop en steek dit in die bloed wat in die skottel is. En stryk aan die bodrimpel en aan die 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrimpel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. So hier kan ons ook sien, dis nie God wat doodmaak nie. Selfs die duiwel is ondergeskik aan God se wil. Die duiwel is daar vir 'n rede. Hy is die laksman. Hy doen die vuil werk, as ek dit so kan sê. God is die regverdige regter wat oordeel en sal sê, jy ontvang die doodstraf. Jy is skuldig en dan gaan die verderwer en hy neem die lewe, want hy is die mensemoordenaar, sê die Bybel vir ons Johannes 8 vers 44. Hy is die mensemoordenaar van die begin af. Eksodus hoofstuk 12 vers 29 en vers 30. En middernag het die Here al die eersgeborenes in Egipte land getref. Van die eersgeborene van Farao af wat op sy troon gesit het, tot die eersgeborene van die gevangene toe wat in die gevangenis was, en al die eersgeborenes van die diere. Toe staan Farao in die nag op en hy en al sy dienaars en al die Egiptenaars, en daar was 'n groot gejammer in Egipte, want daar was geen huis waar geen dooie in was nie. Ek dink dit was nogal 'n groot wake-up call gewees. Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor die 10 plaae in Christus. Die 10 plaae in Christus. En ons nader nou die tyd van Paasfees. En ons weet wat beteken die Paasfees. Die Paasfees, en dit is waar die Paasfees ontstaan het, was as gevolg van hierdie gebeurtenis. Waar God gesê het vir Israel, vir Moses, gaan bevry my volk uit Egipte land uit. En hy het gesê, gaan sê vir die Farao, dat julle vir my 'n fees moet gaan, julle moet vir my die Pasga hou. En hy het vir hulle die instelling van die Pasga gegee, waar hy gesê het, gaan slag 'n lammetjie, en 'n jaarheid lam sonder gebrek, en dan moet julle sy bloed vat en aan die deurposte smeer, en ek gaan Egipte land tref, en wanneer ek deur Egipte land gaan trek, dan sal ek die verderwer nie toelaat om julle eersgeborenes te tref nie. En net voor dit was die 10de plaag, maar voor dit was daar 9 ander plaag gewees. En elke plaag wat plaasgevind het, wat gebeur het, was 'n plaag wat God eintlik gewys het, dat hy verhewe is bo die Egiptiese afgode. Ek gaan net 'n voorbeeld vat, soos byvoorbeeld, ek gaan nie nou daaroor praat, maar jy kan gerus daai video's my kyk, hy is op YouTube, wat ek gepraat het van die 10 plaae van Egipte. Byvoorbeeld die duisternis, toe daar duisternis was, dit was die songod Ra, hulle hoofgod was die songod Ra, en God het basies gewys, maar wel, ek bring duisternis oor die land. Ra daar bestaan nie afgode voor my oë nie, en julle aanbid 'n afgod, julle aanbid 'n dooie ding, want dis ek wat die seisoene geskaap het, dis ek wat die son en maan en hemel geskaap het. En dis 'n voorbeeld daarvan. En maar waaroor gaan die Pasga? Dit handel oor hierdie lam wat geslag was, sy bloed aan die deurposte gesmeer was van die huise. En in die Engels sê dit eintlik baie mooi, en dis waar die naam Paasfees vandaan eintlik kom. Hy sê eintlik daar, in Engels sê dit mooi, when God sees the blood, he will pass over you. When he sees the blood, he will pass over you. He will skip you. En dis dieselfde met ek en met jou. Want ons weet dat Christus was ons paaslam wat vir ons geslag is. En die deurposte is die deurposte van ons hart, van ons gees, van ons siel, van ons liggaam. En when God, in die oordeelsdag, when God's going to see the blood of the lamb, he will pass over us. En hulle moes dan ook die fees van die ongesuurde brode vier vir 7 dae. Nou, waar hulle huise moes deursoek het vir enige vorm van gissingsmateriaal.
So hulle mag geen gissingsmateriaal in hulle huise gehad het nie. Geen. Van hulle kos tot dit wat hulle gedrink het, wat hulle ingeneem het, want enige gissingsmateriaal was 'n voorbeeld van sonde. En dit sê ook vir ons in die woord, as ons gaan kyk vandag vir my en vir jou. In 2 Korintiërs 13 vers 5, ek gaan dit gou sommer vir ons lees, sê hy die volgende: ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik is nie. Jy sien, ek en jy moet ook ons harte deursoek. Is Christus in ons? Is ons in Christus? Maar daar was iets anders te waar ek vanmôre wil praat. Ek wil weer oor vanmôre oor die 10 plaae praat. Maar ek wil dit eintlik vandag vir jou sê, as ek die titel anders kan noem, die titel is die 10 plaae in Christus, maar ek wil eintlik sê die 10 plaae van vandag in Christus. En ek wil 'n bietjie gaan kyk, hoe het Jesus daardie 10 plaae van Egipte vervul? En hoe het Christus dit tot vervulling gebring? En hoe het hy, ek wil vir jou so 'n bietjie 'n ander perspektief daarvan gee. Dat God het daai oordeel uitgestort oor Egipte land as gevolg van hulle afgodediens, want Egipte was 'n simbool van alles wat verkeerd was, van is afgodediens, dis sonde, dit is die wêreld, dis 'n beeld van die wêreld. En net soos wat God Israel uit Egipte wou bevry, wil die Here my en jou uit ons Egipte land ook uit bevry. Hy wil my en jou ook uit ons slawehuis, want ek en jy was 'n slaaf van die sonde. En hy wil my en jou ook verlos vanuit die slawerny van sonde. Maar hoe het Jesus dit vervul? En dit was nog vir my baie interessant. Ek het gisterand sit ek hier en ek dink aan hierdie ding, en dit is vir my eintlik so uniek hoe die woord is. En kom ons gaan kyk 'n bietjie na die tempel van Egipte, want dit was 'n beeld van Jesus se bediening. En dit was ook 'n beeld van wat hy vir my en vir jou gedoen het aan die kruis. En want wat gaan gebeur vir hulle wie Jesus nie het nie? Die oordeel van God sal oral kom. Die oordeel van God gaan oral wees. Hy wie die seun het die lewe, 1 Johannes 5. Hy wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Jy sien waarvan, en een van die dinge wat in die kerkewêreld vandag 'n probleem is. Mense het 'n probleem as ons wil preek oor die hel. Mense het 'n probleem as ons waarsku oor die hel en God se oordeel. Maar my vraag aan die mensdom is net, waarvan het Jesus jou vrygekoop? Waarvoor het hy gesterf aan die kruis? Hy het gesterf aan die kruis om jou te red van die verderf. Punt, finish, klaar. Dit is die boodskap, dis die evangelie, sodat jy nie verlore hoef te gaan nie. Maar nou kry ons deesdae hierdie soetsappige prediking. Nee, maar nie praat oor die hel nie, maar nie praat oor God se oordeele nie, want praat oor Jesus se liefde, hy het jou so lief. Ja, want so lief het God jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore mag gaan nie. That's the bottom line. Sonder Jesus gaan jy hel toe, ek sê jou straight. Whether you like it or not. As jy nie Jesus dien nie, gaan jy hel toe. Ek oordeel jou nie, ek waarsku jou. As jy nie Jesus het nie, gaan jy hel toe. Daar's nie vir jou 'n ander uitweg nie, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. Finish, bottom, klaar. Punt, settle, that settles it. Mense wat ophou om in die oor gestreel te wil word oor hoekom Jesus nou vir hulle kon sê alles gedoen. Weet jy wat? Jy is nie so bruidsboks wat jy altyd gedink het nie, hoor. Dis deur genade dat ek en jy gered is. Want nie een van ons is sonder sonde nie. Nie een van ons kan staan en sê ek verdien om gered te word nie. Dis genade wat ons ontvang het. And that's the fact. En ons kry daai heel eerste beeld, die heel eerste plaag, en ons gaan nou nie gedeeltes lees oor die plaag nie, want dit gaan jy nou lees van jou huiswerk. Maar as ons daar gaan, ek wil hê jy kan die Bybel van my oop in Lukas hoofstuk 5 so lank, né?
Maar die eerste plaag wat plaasgevind het, was wat? Die water wat in bloed verander het. Die Nylrivier wat in bloed verander het. Nou weet jy, die Nyl was die lewensbron van die Egiptenaars. Dit was hulle hoofvervoerroetes, hulle het geleef uit die Nyl uit, dit was hulle besproeiing, hulle landbou, hulle alles het gedraai rondom dit. En kan jy vir jouself imagine, as daai rivier wat bloed geword het? Dit was 'n nagmerrie gewees. Maar hoe het Jesus die water en bloed vervul? Jesus het sy bloed aan die kruis gestort, sodat my en jou vuil water, en dit was die heel eerste wonderwerk, ook interessant, die eerste plaag van Egipte, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, die water en wyn. En wat interessant is van die water en wyn, daai kanne was nie net hierdie klein botteltjies nie, dit was groot 100 liter kanne. En hulle het 6 van daai kanne gevat, en daai water was vuil. Daai was reinigingswater. Dit was water wat vuil was, wat verrot was. En daai water, want hulle moes hulle self skoongemaak het. Onthou nou, hulle het nie badkamers en goedes gehad wat ons vandag het nie. Hulle het op stofpaaie geloop waar daar donkiemis en allerlei goed in was, en hulle was vuil, dit was vuil geweest, was nie higiënies soos vandag nie. En voordat hulle gaan eet het of ingegaan het in 'n plek of gaan sit het aan 'n tafel, moes hulle self gereinig het. So jy kan vir jouself dink op 'n troue met soveel gaste, hoe lyk daai kanne water? En hoe stink daai goed? Kan jy vir jouself dink hoe die Nyl gestink? Maar daai bloed, alles wat gevrek het. En wat doen Jesus? Sy heel eerste wonderwerk was 'n simbool van sy hele bediening. Hy vat die vuil water en hy maak nuwe wyn. Nou daai wyn was nie alkoholiese wyn nie. Dit was nie alkoholiese wyn. Dit was 'n suiwer druiwesap. Dit is ongesuur. Dit sluit nou weer eens in tydens die fees van die Pasga. Toe Jesus die nagmaal ingestel het ook. En tydens die Pasga mag hulle nie gisingsmateriaal in hulle huis gehad het nie. So daai argument, nou Jesus het water en wyn verander, so ons kan maar suip. Jy gaan lees jou Bybel. Dit was tydens die fees van die Pasga. Hulle mag geen gisingsmateriaal gehad het nie, insluitende dit wat hulle gedrink het. So dit was 'n suiwer druiwesap, die eerste vrug van die druiwe wat hulle gepers het. En dit is wat Jesus gemaak het, want die suurdeeg is 'n simbool van sonde. En Jesus gee sy bloed aan die kruis. En hy sê vir ons die volgende daar in Lukas 5, daar vanaf vers 35, sê hy die volgende. En hoor wat hy so sê, want nou, onthou wat gebeur het, ons het nou gepraat van die eerste, wat hy sy eerste wonderwerk gedoen, tydens die bruilof. Nee, hoor wat hy sê hierso, in Lukas 5, hy sê, daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dae. En hy het ook aan hulle gelykenis vertel, niemand sit 'n lap op 'n nuwe kleed of op 'n ou kleed, die ander skeer die nuwe ook, en die lap wat dit van die nuwe af kom pas nie by die oue nie. Niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn wat die sakke skeer en sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en albei word saam behou. En niemand wat die ou wyn gedrink het, wil dadelik die nuwe hê nie, want hy sê die oue is beter. Nou wat hy hierso probeer sê is basically, mense wil nie verander nie. Mense wil nie hulle lewe verander nie, want hulle dink dit is so boring met hierdie ding. Hulle dink as hulle nou die Here moet dien, dan moet hulle nou ophou syp, hulle moet nou ophou ding en hulle moet nou ophou dat, en dis nie die rede hoekom jy Jesus dien nie. Dis nie die rede hoekom jy Jesus dien nie. Jy sien, Jesus verander jou. Hy vat die ou slegte mens, hy vat die ou lelike dinge. Hy vat die Nyl wat verrot het, die plaag van God, wat oor jou sou gewees het van die verderf, van die verdoemenis, daai getuienis teen jou, daai vrot wyn, daai vrot water wat in jou was, jou so vuil en vrot gemaak het, dat jy sou sterwe, vat hy en hy maak het lewend, en hy maak het nuut, en hy skep iets nuuts. En aan die kruis vervul Jesus daai eerste plaag, en hy sê, jy hoef nie, soos die Nyl, daai water in bloed te verander nie. Jy hoef nie so te sterf nie, die loon van die sonde is die dood. Jy hoef nie te sterwe nie.
Ek kan daai vuil water vat en ek kan dit nuut maak. En toe hy sterf aan die kruis, vervul hy daardie plaag, sodat daardie plaag van God nie oor my en jou moet kom nie. Maar hy sê vir ons, as jy verstaan waaroor dit gaan, hy verander jou. Daarom sê Romeine 12 vers 1 en 2 ook, dat ek en jy moet ons liggame stel as 'n lewende heilige en aan God 'n welgevallige offer. Hy sê ons moet vernuwe word in ons verstand. Jy kan nie sê ek het verander, maar nog steeds leef soos die ou mens. Jy sien, Jesus verander jou heads and tails. Die tweede plaag, ek kan vir my sê, paddas. Paddas. Nou, daai paddas kom uit daai Nyl uit en hulle vervul die huise en hulle vervuil alles. As jy gaan lees wat daar gebeur het. As jy gaan lees die verhaal wat gebeur het daar. Wat stel dit voor in vandag se tyd? Wat as jy dink aan paddas? Dis goed wat jou vervuil. Dis goed wat jou wat is dit? Valse leringe. Valse leringe in hierdie godsdienstsysteem waarin ons vandag leef. Hierdie sisteem van hierdie wêreld. Vals leuns. Dit is soos 'n klomp paddas wat opkom. Dit bevuil jou hele huis. Dit is slijmige slijm. Dit kan jy nie red nie. Dit is soos dit bring siekte, dit bring vlee, dit bring allerhande pestilensies, dit bring stank. Want weet jy wat, in vandag se wêreld is daar soveel leuns. Weet jy die grootste aanslag wat vandag geloods word is teen die kruis van Jesus? Jesus se naam word gelaster, maar jy sal nie hoor Allah se naam word gelaster, of enige een van die ander of Boeddha of Krishna of enige name word gelaster nie. Hoekom Jesus se naam? Jy weet wat, jy kan nie iets vervloek wat nie bestaan nie. Maar weet julle wat is die hartseer ding? Daar's soveel leuns in die wêreld en die vyand gebruik leuns. En dis soos daai paddas, hulle begin aan te teel en dit raas. Het jy al gehoor klink 'n parakoor? Val as jy dink vir jouself, as jy nou 'n bietjie eendag sit by 'n dam of by 'n plek en jy hoor ek 'n paddas en dit daarna kom 'n hele parakoor daar by mekaar. Het jy al gehoor hoe luid is dit? Nou dis presies wat al hierdie vals doktrines en al hierdie vals teachings en al hierdie goeders in hierdie wêreld doen. Dis soos 'n klomp paddas wat so in jou oor skree. Jy hoor naderhand nie eers meer die ou langs jou praat, want jy kan nie slaap, jy kan nie vrede beleef nie, jy kan nie rustig wees, want hierdie paddas is die hele tyd hier. En kan jy vir jouself imagine, as jy kyk soos wat dit in Egipte was, dit was nie hier en daar 'n ou parretjie nie, dit was 'n plaag. Kan jy vir jouself dink, daai oorverdowende klank, hulle kon nie slaap nie. As hulle 'n ding oopmaak, dan is dit daar. As hulle 'n blik oopmaak, is dit daar. As hulle 'n stoof oopmaak, okay, hulle stoof is ons gehad nie, maar my imagine jouself, is 'n ding daar. Jy kan die kos maak, dis dit daar. Jy sien, en so word baie mense vasgevang in hierdie religious sisteme van die wêreld. Ek gaan nie eens op dit ingaan nie, want daar's te veel om te noem. Waar mense allerhande snert glo, waar mense hulle eie koppe volg, hulle eie geloof opmaak, hulle eie dinge doen. Maar wat gebeur op die einde van die dag? Mense word mislei. En op die einde van die dag bring dit 'n plaag, bring dit siektes, bring dit allerhande dinge. Maar Jesus is die ware evangelie. Die woord van die Here sê vir ons, julle ken die versie 1 Korintiërs 1 vers 18, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wie verlore gaan, maar vir ons wie gered word, is dit die krag van God. In 1 Korintiërs 2 vers 2 dan sê hy daarso vir ons, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Weet julle hoe toets jy 'n vals leerstelling? Gaan toets dit aan die evangelie. Toets dit of die toets van die evangelie kan deurstaan. En wat is die evangelie? Jesus Christus hom as gekruisigde. As dit wat jou geloof is, die voorwerp van jou aanbidding is, as dit is waarin jy vashou, jou geloof in geanker is, nie die volbringde werk van Christus aan die kruis is nie,
is jy besig met ander dinge. Is jy besig met 'n klomp paras, wat dit geraas maak. Dis nie lofprysing nie, dis 'n klomp paras wat geraas maak. Want die enigste ding wat God kan behaag is geloof. En wat is geloof? Geloof in die volbringde werk van Christus aan die kruis. Johannes 14 vers 6, ek het nou ook aangehaal wat hy gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Weet jy wat is interessant van die tempel, of van die tabernakel? By die tabernakel, voordat jy ingegaan het in die binnehof waar die altaar gestaan het, die brandofferaltaar gestaan het in die koper waskom, en voordat jy in die tempel in kon gegaan het, in die heiligdom in kon gegaan het, en dan was dit die voorhangsel aan die allerheiligste. Maar interessant, van die tempel self, as jy daarin gegaan het, nie van die buitepoorte en so aan nie, maar in daai gedeelte self waar die brandofferaltaar gestaan het, was daar net een deur. Daar was net een deur. Daar was net een weg daarin. Daar is nie 'n ander weg in die heiligdom in nie. En dit is Jesus Christus. Jy kan nie werk vir jou saligheid nie. Kerk toe gaan jou nie red nie. Om 'n goeie mens te wees, gaan jou nie red nie. Om geïndoktrineer te wees, om aangeneem en voorgestel te wees, gaan jou nie red nie. Om 'n ouderling te wees, 'n diaken te wees, om 'n dominee te wees, om 'n pastoor te wees, gaan jou nie red nie. Weet jy wat, om 'n Christen te wees, gaan jou nie red nie. Weet jy wat gaan jou red? Geloof en vertroue, 'n vaste vertroue in Christus se volbringde werk aan die kruis, as jy jou lewe aan hom oorgegee het. Daar's net een weg. En die woord sê dit vir ons, hy wie die seun het, het die lewe. En daarom kan julle weet dat julle die seun van God het, in 1 Johannes 5 sê dit daarso. Daarom kan julle weet dat julle die ewige lewe het, want julle het die seun. En die lewe is in hom. Jy sien, daai derde plaag wat plaasgevind het. Nou, hierdie is nou interessant, in ons Bybels is die vertalings nou 'n bietjie anders. As jy gelees in die nuwe vertaling sê hy muggies, in die ou vertaling sê hy muskiete. Die ou vertaling is bietjie meer akkuraat oor wat hy probeer sê. Dit is eintlik meer, in die Engels wil hy eintlik sê, hulle noem dit gnats. Dit is meer soos, is 'n mengsel van goed. Dit is soos luise, en is goed wat byt, wat steek, wat byt en goed. So dis hoekom ek sê die ou vertaling se beskrywing van 'n muskiet is meer akkuraat. Want dit is soos 'n ding wat jou byt, wat jou steek, wat soos 'n vlooi, dis 'n parasiet. Soos 'n muskiet, is 'n parasiet. Jy weet, en 'n vlooi is 'n parasiet, 'n luis is 'n parasiet. Dis die beskrywing wat hy eintlik gee. En dit was die derde plaag, wil ek eintlik sê, daai soos luise en sulke tipe goeters. En wat stel hierdie goeters voor in vandag se lewe? Dink vir jouself, 'n parasiet. Weet jy, ons as Christene, of ons as kinders van die Here, of ons as mensdom, het ook parasiete in ons lewe. As ons gaan kyk na die bose invloede en temptasies wat die duiwel in ons lewe bring, dis soos 'n parasiet wat jou tap. Hy maak alles 'n lus vir die oë. Dis net soos, hy dreineer jou, want alles jy sien is temptasies, dis struikelblokke, dis goed wat hy bring, dit is, en weet jy, het jy al agtergekom, as jy luise kry of vlooie, of soets, ek wil nie eers daar praat, maar gaan my kop net weer begin juk, maar dink byvoorbeeld in die skole, as hulle 'n brief uitstuur en sê, daar's luise in die skole, hier's nie, ek my kop alweer, né? Ek het nie luise nie, maar nou juk het, ek weet, dis ek maar hoe weird ons kom werk, ek sien jou nou ook, nou, jare was, maar in geval, as hulle 'n brief uitstuur, een kind kom in die skool en dan hulle nou kopluise, dan hy hele skool dit. Dis soos 'n wyd verspreide pandemie. En daai goed, en as daar byvoorbeeld luise op 'n plek of bosluise of iets, hy versprei. Dit is soos vliee. En goed, dit het jy al gesien, maar in elk geval, ons gaan nie oor vliee praat, maar dis, hy veroorsaak 'n wyd verspreide infestasie, as ek dit so kan sê. En dis presies wat hierdie bose invloede doen. Want dit begin by een dingetjie, maar dit manifesteer na meer en meer en meer. En hoeveel ek gaan vertel, as jy gaan kyk na hoe bose invloed werk, of 'n versoeking werk, jy stap by 'n winkel in, 'n stupid ding, en jy sien daai chocolate. Daai chocolate
lei na 'n volgende versoeking toe. Daai versoeking lei na 'n groter versoeking toe, lei na 'n groter versoeking toe, lei na 'n groter, eventueel voordat jy kon kry, dan sit jy in 'n diep sonde, wat jy nie eens gedink het jy sou doen nie. Maar waar het begin by 'n stupid versoekingkie, vir 'n simpel dingetjie. Dis 'n infestasie, en dan het daarin wyd verspreide gevolge. En gewoonlik beïnvloed mense mekaar. Kom ek gaan vir jou gaan sê, as jy wil van die pad af raak, meng jou met verkeerde vriende. As jy jou van die pad af wil vat, meng jou met 'n spul ongelowiges. As jy jouself wil negatief maak, meng jou met negatiewe mense. As jy jouself wil ongelowig maak, meng jou met 'n klomp skeptisisme. Gaan kyk 'n klomp video's, as jy dit mekaar wil maak, gaan kyk 'n klomp video's van vals gelowe en van goeters, en wat allerhande weird en gaan kyk na daai goeters, en dan gaan die siele die mekaar word jy. Want hoekom? Jy saai saad. En dis presies hoe die duiwel mense vang. Hy het dit gedoen met Eva, met die vrug. Sy gaan lees daai gedeelte, sy het gesien dat dit begeerlik gelyk het vir die oë. And the one thing led to another. Bum 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 bum. En nie sit ek en jy vandag. Dankie Eva. Jy hoor wat ek vir jou vandag sê. Maar wat het Jesus gedoen? Wat het sy bediening gedoen? Hy het vir ons oorwinning gegee oor die temptasies in ons lewe. Hy het vir ons oorwinning en vrymaking gegee van die versoekings in ons lewe. Want hy self was ook versoek, soos wat ek en jy versoek. As gelees daar Lukas 4, waar die duiwel gekom het en hom versoek het, toe hy swak was. Weet jy wat, hy kan met my en met jou medelee hê. Ek gaan sommer vir jou 'n paar gedeeltjies lees. Skryf julle die verse neer. Hebreërs 2 vers 17 en 18. Hebreërs 2 vers 17 en 18. Hoor wat hy daar so sê. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk geword het, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want deurdat hy self ook onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Jy weet, jy dink Jesus het dit nie beleef nie. Weet jy wat, hy het ook honger geword, hy was ook hartseer. Weet jy wat, hy was ook getempteer deur die duiwel, hy was ook getempteer deur geld, hy was ook getempteer deur rykdom, deur roem, hy was ook getempteer deur woede, deur al die goed, hy was ook getempteer deur sonde, hy was getempteer in alle opsigte. Maar weet jy wat? Hy was sonder sonde. Hy het nie een keer daarin gestruikel nie. En omdat hy dit kon deurstaan het hy, en toe hy gesterf het aan die kruis, toe sê hy vir my en vir jou, kyk, ek gee aan julle die mag, om slang en skorpioene te trap, en oor al die mag van die vyand, en ek sê julle skade dit nie, Lukas 10 vers 19. En weet julle wat? Hy het ons die mag gegee, en hy het ons die vrymaking tot die sonde gegee, dat ons nie meer 'n slaaf hoef te wees van die sonde nie. En hoor wat sê die woord van die Here, Jakobus 1, vers 12 en vers 13. Jakobus 1, vers 12 en vers 13, hy sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Jy sien, as jy die Here lief het, sal jy daai versoekings weerstaan. Want omdat ek die Here lief het, wil ek nie val vir hy goed nie. Omdat ek die Here lief het, wil ek nie daaraan betrokke raak nie. En hy gee aan ons die krag, want hoor wat sê hy vir ons daar so in 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 vers 9, hy sê die Here weet om die godsdienstiges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van die oordeel om gestraf te word. Jy sê, want hy sê, julle sal nie bo julle kragte versoek word nie, want hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Hy het dit vervul vir my en vir jou, dat ek en jy in vrymaking en nie meer 'n slaaf van Satan hoef te wees nie, en van versoekings nie. Nou kom ons by die vierde plaag. Die vierde plaag, wie kan onthou? Steekvlee. Hy praat van vlee en steekvlee. Hy noem onder andere steekvlee, maar dit is soos vlee en allerhande. Nou, as jy dink aan 'n vlieg, ek weet nie van julle die, maar julle moet vir 'n bietjie sê, hierdie laaste jaar het ons 'n verskriklike plaag met vlee. Orals, dit is soos 'n geweldige plaag. As jy kan niks sê, dis net 'n vlee orals en brommers. En daai goed klink erger as 'n 50cc op steroids. Party van daai goed. Maar as jy dink, wat doen 'n vlieg? Hy gaan sit op 'n ding en hy lê gewoonlik eiers. En daai eiers broei uit. En kyk vir jouself wat se gemors was daar in Egipte.
dis daai bloed, daai dooie rivier en daai klomp paras en daai goed en nou kom hierdie en daai muggies en daai luise en dan kom hulle nog vlieg op. Ja mense, ek kan vir jouself indink dis chaos. En let 'n bietjie op in 'n kind geestelik 'n kind hoe kan ek sê in ons lewe vandag. As al daai goed so bymekaar kom, hoe val jou lewe uitmekaar uit? Hoe vrot is jou lewe nie net nie? Ek kan sien hoe die 10 plan mense se lewe opereer. Maar in elk geval, daai steekvlieg, daai vlieg gaan hulle lê eiers. Hy maak wurms. En daai larwes broei uit. En dit vreet op en dit vernietig dit wat jy daai kos, jy kan dit nie meer gebruik nie, né? En weet jy wat, daai vlieg lê eiers, hoor mooi. En daai eiers broei uit. En daai larwes vreet op. Wat is dit? Ongeloof. Ongeloof. Want die vyand kom. Weet jy wat is interessant van Jesus? Toe Jesus duiwels uitgedryf het, né? Toe kom die Fariseërs en hulle sê vir hom, hy dryf duiwels uit met die hulp van duiwels. Weet jy wat het hulle eintlik vir hom gesê? Hulle het vir hom gesê, jy dryf in die naam van Beelzebub. Dryf dit uit. En Beelzebub is the Lord of the Flies. En wat sê hulle eintlik vir Jesus? Hulle het nie geglo in hom nie. Want hulle wou nie glo hy is die redder nie. Hulle wou nie glo hy is die Messias nie. Hulle wou nie glo hy is die verlosser nie. En hulle sê vir hom, you're the Lord of the Flies. Hulle verneder hom so. Jy is die hoofbrommer, sê hulle eintlik vir hom. En weet jy wat? Ongeloof in 'n kind se lewe is soos daai eiers. Situasies gebeur, daai vleek kom. Dit lê eiers. Dit broei uit. En daai ongeloof is soos sy larwes wat begin alles opvreet. En stadig maar seker verloor jy geloof. Nou wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop en 'n bewys vir die dinge wat ek nie sien nie. En Jesus kom leer ons en hy leer ons hoe om in geloof te wandel. Hy sê vir ons, weet julle wat? Want wat doen daai vlieg? Hulle verwoes, hulle vernietig. En ek en jy kyk gewoonlik vas in ons fisiese lewe. Ek en jy kyk gewoonlik vas in die materialistiese. Ek en jy kyk gewoonlik vas in die hier en die nou. En as dinge nie so lekker gaan soos wat dit gaan nie, en dinge val maar 'n bietjie uitmekaar, dinge word verrot en dinge gaan maar nie so lekker volgens my sin wat ek wil hê nie. Wat is ons geneig om te doen? Te twyfel. Dan is ons geneig om die Here te bevraagteken, ons is geneig om vir te vra, Here, waar is U? Hoekom hoor U my nie? Jy sê, maar dis die vyand, dis die duiwel waar hy kom vlieg eiers, hy kom vlieg eiers, kom laat broei, om uit te broei, want hy weet, die enigste antidote, die enigste teenmiddel vir geloof, is ongeloof, is twyfel, is vrees, is bekommernis. En Jesus spreek dit aan. Weet jy wat is vir my een van die mooiste gedeeltes in die woord, waar Jesus ook praat onder andere van die wegroeping, maar hy praat in Johannes 14 en hy sê, dat Jesus sê, glo in God, glo ook in my. En as hy praat van glo, vertrou my, trust me. Ek wil vir jou vra, wie kan jy op aarde meer vertrou as Jesus? Weet jy wat, hy is die enigste een in wie jy jou volle vertroue kan plaas. Hoor wat ek jou vandag sê. Hy is genuine die enigste een in wie jy jou volle vertroue kan plaas en jy kan weet, jy kan hom vertrou. Hy sê, glo in God, glo ook in my, vertrou my. En hy kom en hy sê vir ons daarso, ek het gegaan om julle plek te berei, maar ek kom weer, hy gee vir ons hoop. Hy sê, moenie in hierdie wêreld vaskyk in hierdie dinge nie. Maar weet julle wat is my mooi wat leer hy vir sy disippels in Matteus 6? En ek preek baie hieroor. Maar miskien maak hierdie vir jou 'n bietjie vandag anders in sens as wat dit dalk voorheen gedoen het. Maar in Matteus 6, daar vanaf vers 25, ek het sommer daar oopmaak, Matteus 6. Dan kan ons dit sommer saam lees. Weet jy wat is my interessant van hierdie gedeelte? Jesus leer dit ook vir sy disippels. En hy wil vir hulle sê, weet jy wat, moenie toelaat dat die vlee kom brommers, kom eiers lê in jou hart. Dat dit opvreet wat in jou hart opgebou is nie.
laat dit jou vertroue afbreek nie. Want ongeloof is soos daai vlieg, is soos daai pestilensie van die vlee. En dit veroorsaak larwes en dit vrot naderhand en jy verloor op die einde van die dag dit wat jy voor jou gehad het. Jesus kom Matteus 6, daar in vers 25 tot en met vers 34. Matteus 6 vers 25 tot 34. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Sê lewe nie meer as die voedsel, die liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skuur nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? Jy sê, hy sê vir jou, as jy daai vlee toelaat om dit op te vreet, jy kan niks daaraan doen, los dit in die hand van die Here. Hy sê, en ek sê vir dat selfs, hy sê, wat kel hulle klere, let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbeid nie, hulle spin nie, en ek sê vir dat selfs Salomo en al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek jy heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Jy sien, elke dag is hy, weet jy wat is die leeftyd van 'n vlieg? Binne 24 uur is hy dood. Vandag. 'n Vlieg leef net om eiers te lê om voor te plant, dis al. Hy wil net eiers lê, dat hy larwes kan maak, en dan vrek hy. Think for yourself. Dis presies wat die duiwel wil doen. Hy wil net ongeloof saai by jou. Hoekom? Sodat jy moet twyfel, want hy weet jy sal vergaan. Nou kom ons by die 5de pes. Die 5de is die pes onder die vee. 5de plaag, die 5de pes nie. Ons kom nou by die 5de plaag, die pes onder die vee. Interessant dat Jesus sê vir Petrus, pas my skape op. Het jy al gesien dat Jesus vergelyk ons met skape? Wat is skape? Vee. Skape, bokke, is vee. Pes onder die vee. Wat doen die duiwel? Hy bring siektes. Hy bring pestilensies. Hy bring pestsiektes. Hy bring dinge wat mense se lewe verwoes. Siekte. Hoeveel vandag sit net onder die gebondenheid, onder die juk van siekte nie. Maar ek het vir jou vandag hoop. Jy sien daai tyd as hy pes onder die vee gebring het, vee was hulle daai goed gevrek op strepe. Kan jy vir jouself dink hoe dit gelyk het daar na Egipte? As jy jouself bietjie laat indink. Hoeveel kinders van die Here vandag verloor geloof as gevolg van 'n siekte, van 'n beproewing van 'n siekte? Ek wil vandag sê, hou hoop, hou moed, moenie geloof verloor nie. Hou aan bid. Dis in die hand van die Here. Maar een ding wat Jesus gedoen het aan die kruis, wat sê die woord vir die Here vir ons? In Jesaja 53 vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Ons smart het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir ewig geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jy sien, hy bring nie net fisiese siekte, die duiwel nie. Hy bring ook geestelike siekte. Hy bring ook daai geestelike verrotting, en negativiteit, en depressies, en al daai tipe goed. Hy bring daai pes onder die vee. Maar toe Jesus sterf aan die kruis, sy bloed is genoeg om elke siekte te genees. Ek wil vir jou sê, moenie soos met die vorige een geloof verloor nie. Die Here stap 'n pad met ons. Daar's redes hoekom mense nie genees nie. Die Here stap 'n ander pad met elkeen van ons.
Maar een ding weet ek verseker, dat wanneer ons eendag by die Here gaan wees, en dit is 'n feit, dit is 'n guarantee, dit is 'n dit. Kyk, op hierdie aarde mag ons siekte dalk beleef. Op hierdie aarde gaan ek en jy, want ons is onderworpe aan hierdie sondeval. Ons is onderworpe aan hierdie wêreld. En ek wil jou nie negatief maak, ek wil hê jy moet positief wees. As jy dalk struggle met 'n siekte in jou lewe, met 'n siektestoestand, ek wil vir jou sê, Jesus het daarvoor gesterf aan hy kruis. Maar weet jy wat is die wonderlike belofte, as jy nie in hierdie aarde, in hierdie lewe, genesing gaan beleef nie, raai wat? En hierdie hiernamaals, as jy jou oogies hierdie kant toemaak, en jy maak dit daai kant oop, en jy is by Jesus, is alles weg. En jy gaan 'n verheerlikte liggaam ontvang, sonder enige siekte, sonder krankhede. It's gonna happen. It's gonna happen. So ek wil vir jou sê, moenie laat jou siekte, moenie laat dit wat jou in die wêreld downdruk, moenie laat jou geloof beïnvloed nie. Die garantie is daar. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy het ons geherstel. Weet jy wat, in hierdie lewe het ons struggles, mense sit met depressies, mense sit met allerlei geestelike toestande. Ek wil vir jou sê, die Here het jou vrygemaak aan die kruis. Hy het daarvoor betaal aan die kruis. Jy het nie nodig om 'n slaaf te wees van jou verlede nie. Jy het nie nodig om 'n slaaf te wees van jou angs en van jou vrees en van jou goed nie. Die Here wil jou vrymaak. Jy moet dit net vat, jy moet dit leef. En ek wil vir jou sê, in hierdie lewe, wat ek weer eens sê, as jy in hierdie lewe nie daai fisiese genesing ontvang nie, guess what? As ons by die Here is, jy gaan niks van hierdie aarde se slegtigheid eers aan onthou nie. Want hy sê, ek gaan al die trane afdroog. Hy gaan al die slegte gaan verwyder wees. Dan gaan jy aan die vorige dinge sal nie eers aan gedink word nie. Moenie laat hierdie aarde en die dinge op hierdie aarde jou negatief maak nie. Moenie laat hierdie krankhede, hierdie swaar kry, hierdie siektes, hierdie probleme op hierdie aarde jou van jou kroon beroof nie. Moenie laat die duiwel jou so impakteer dat jy jou rug op die Here draai nie. Alhoewel, onthou net, ons is mens, darms en pens. Kom maar, as jy sê, wil genees die Here vandag nog? Absoluut. Al wat ek vir jou sê is net, hou jy net vas aan die Here. Die Here stap met elkeen van ons op pad. Maar ek wil jou net bemoedig om vir jou te sê, jou siekte mag dalk lank wees. Jy kyk na, as ek kyk in die Bybel, daar's baie gevalle. Die blinde man wat Jesus genees het, hy het hoeveel jaar, hy was van sy geboorte af, hy was blind gebore. Die man by die bad van Bethesda, 38 jaar. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, 12 jaar. Die melaatses, dink aan hulle. Maar, op die einde van die dag, Jesus het hier gekom. So either way, if not in this life, definitely on the other side. That's a fact. Moenie laat hierdie wêreld jou negatief maak nie. In enige opsiggie. Dien die Here met jou hele hart. Weet jy wat, laat jou, gebruik jou siekte, gebruik jou toestand, gebruik dit wat jou swakheid is. Laat dit jou motiveer om nog harder vir die Here te leef. Strek jou hande uit na die Here. Hardloop jou wedloop, die oë gefestig op Jesus. It's worth it. Die 6ste plaag, ek moet nou 'n bietjie vinniger gaan, die 6ste plaag wat plaasgevind het, was die swere. En ek het nou gepraat van die siekte, maar hierdie swere, dit kom van binne af, en dan pop het uit, en dit gewoonlik versprei, reg oor. En weet jy, dit praat eintlik meer van die geestelike siektes van die mens, die geestesversteurings van die mens. Want, ek wil vir jou eintlik sê, dit praat eintlik ook, wil ek eintlik sê, soos die sonde in ons lewe. Want hierdie bose swere wat so gepop het, as jy mooi gelees tydens die pla, dis nie net 'n sweer wat net uitgekom het nie.
Hy praat van dit het blare gehad, hy het uitversprei oor hulle. As jy gordelroos ken, dis een dingetjie, maar dan versprei hy. En dis sulke tipe bose swere, maar as ons gaan kyk, wat doen die werke van die vlees in ons lewe? Wat doen sonde in ons lewe? Dis soos daai sweer. Daai sonde het diep 'n wortel. En dan pop hy uit. Jy sien, van die sonde begin nie net by die fisiese daad nie. Dit begin by die gedagte, dit begin by in die hart. En dan is daar daai opbouing na daai sonde toe, na daai wandeling in daai sonde. En dan ewe skielik, dan val jy in daai sonde en dan wandel jy in daai sonde. En dis presies wat daai swere ook doen. Hy het 'n diep binne-in hulle 'n wortel gehad. En hy het uitgekom en dan het hy blare gemaak. En weet jy, dit is wat die werke van die vlees doen. Die werke van die vlees dryf ons, of eintlik wil ek sê, manifesteer so in ons lewe, en dit is soos een kettingreaksie. Dit is soos 'n kettingreaksie wat plaasvind, want dit gaan begin by die een ding, en dan vloei dit na die volgende, en na die volgende, en na die volgende, en na die volgende. Kom ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Julle almal ken die gedeelte van die werke van die vlees in Galasiërs 5 vers 19. Maar kom ek lees dit byvoorbeeld vir jou, dan kyk jy wat ek bedoel. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik, en dan begin hy met die heel eerste een, byvoorbeeld oorspel. Weet jy wat? As jy gaan kyk na oorspel, oorspel bly nie net noodwendig by oorspel nie. Dit het gewoonlik soos daai ding sy takke. Dit begin in die hart. Dit begin in die hart van die mens. Jesus sê, wie na vrou kyk, haar begeer het reeds in sy hart egweeg gepleeg, né? Dan dis soos 'n uitvloeisel, dan pop hy uit. En dan begin hy te versprei. En dit lyk, kyk nou hierso. Hy noem dit oorspel. En dan noem hy volgende, hoerery. Kan jy sien? Van oorspel van hoerery. Dit sluit aan. Dis soos hy ding, die oorspel gaan nie weg, die hoerery kom net by. Dan gaan hy verder, hy sê onreinheid. Jy sien, dan begin die onrein lewe, dis soos 'n kettingreaksie. Ongebondenheid, dan gaan hy verder, afgoderry. Want weet jy wat is eintlik sad van afgoderry? Is nie dit vir jy bid nie voor 'n beeldjie nie. Jy begin daai ding na te jaag, dit begin jou tyd op te vat, dit begin jou hele lewe te oorheers. Kan jy sien, dis soos daai ding, dis soos daai swere wat jou hele liggaam so begin bevlek. Dis 'n kettingreaksie, die een raak jy ontslaaf van die ander, die een bou op jou, en maak jy by saak by watter een jy begin nie. Hulle almal het daai selfe interaksie met mekaar. Of hy nou hier begin, of hy daar begin, of hy hier begin, of hy hier begin, op die einde van die dag, jy gaan vol swere wees. En dan gaan hy verder, hy sê, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge. Jy sien, dit is soos 'n kettingreaksie. Dis wat hy swere is die werke van die vlees. Maar Jesus het weer eens gekom en het gesê, nee, ek gaan aan julle 'n ander trooster stuur. As ek gegaan het, sal hy na julle kom. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. En die Heilige Gees sal die werke van die vlees uitblus. Want die werke van die Gees, die vrug van die Gees sal wees liefde. En kyk, is ook soos 'n kettingreaksie. Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy sien, dis dan sê hy in vers 24, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, dat mekaar uithart en mekaar beny nie. Jy sien, daar vervul Jesus ook die bose swere. Hy skenk aan my en jou die Heilige Gees om ons te lei en te leer op hierdie pad wat ons moet wees. En hy vrug van die Gees, wil ek eintlik sê, blus die werke van die vlees uit. Want die twee kan nie saam nie. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Jy sien, Jesus wil jy verlos van hy bose swere. Maar gaan kyk, net soos Egipte, as jy in Egipte wil bly, gaan kyk na al die pla wat ek al so ver genoem het, ongeloof, al die tipe goeders. Gaan kyk 'n bietjie hoe is die werke van die vlees in mense se lewe openbaar. Kan jy vir jouself sien?
Dan kom ons, nou kom ons by die 7de plaag, die haal, wat geval het. Maar as jy mooi gelees gaan jy sien, is haal van vuur. Die oordeel van die verderf. As jy, wat ek het dit genoem, as jy nie Jesus het nie, wat is jou oordeel? Die verderf. Jy gaan verbrand met vuur. Maar weet jy wat doen Jesus aan die kruis? Langs Jesus was 'n interessante ding wat daar gebeur het. In Israel was die Hinnom-vallei. Daar's 'n paar valleie, by die een vallei, is die Kidron-vallei, dis een wat daar voor die tussen die Olyfberg en die Tempelberg is, en dan aan die ander kant wat so aansluit aan die Kidron-vallei, is die Hinnom-vallei, die vallei van Hinnom. Nou die Hinnom-vallei was basies die vullishoop van Israel, van Jerusalem. Hulle sou al die vuilgoed en die riool en die rubbish en die lyke en die alles sou hulle daar gegooi het. Daar het baie dinge in die Hinnom-vallei gebeur. Ek gaan nie nou op dit ingaan, alles sê, want dit is nou 'n boodskap vir 'n ander dag, maar hulle daai was soos, hulle daai goed aan die brand gesteek. Dit was soos 'n aaneenlopende vuur, 'n aanhoudende vuur wat gebrand het. En dis waarna Jesus verwys het. En daai plek was genoem gewees Gehenna. En as hy gepraat het van die hel, het hy gepraat van Gehenna. Hy het gewys die Hinnom, Gehenna, die Hinnom-vallei, Gen Hinnom, Gehenna, die Hinnom-vallei. En interessant, die mense wat gekruisig was gewoonlik die kriminele gewees. Nou hulle het dit in die publiek gedoen, en dan sou daai lyke, as hulle dood gegaan het eventueel, kyk, hulle het 'n kruising baie uitgereik, dan sou hulle daai lyke gevat het, en hulle sou hulle in die Hinnom-vallei gaan gooi, hulle sou verbrand geword het in die Hinnom-vallei. En wat interessant is, Jesus word gekruisig saam met 2 kriminele. Hulle al 3 was veronderstel om in die Hinnom-vallei gegooi te word, om verbrand te word. Wat gebeur met Jesus? Josef van Arimatea kom, en hy vra die liggaam van Christus, en hy word begrawe. Hy eindig nie op die Hinnom-vallei nie, maar Jesus sê iets baie interessant vir die een rower. Hoor wat hy vir hom sê, Lukas 23, daar vers 39, tot en met vers 43, ek gaan dit vir julle lees, Lukas 23 vers 39 tot 43, hy sê, aan die een van die kwaaders wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as jy die Christus is, verlos jouself en ons, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, want hy het geweet waantoe hy op pad is. En Jesus antwoord hom, verwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, dis wat Jesus in die kruis gedoen het. Dat ek en jy nie die oordeel van God, die helse vuur, sal verduur nie. Dis wat sy bloed aan die kruis betaal het. Hy het daai oordeel wat oor die Egiptenare gekom het van die helse vuur, van die haal wat hulle verteer het en alles verbrand het Jesus vervul en hy gesê, jy sal nie verbrand nie, jy sal saam met my in die paradys wees. En kyk hierdie rower, hy was nog onder die ou verbond op daai stadium. Hy het nie die wet onderhou nie, hy het nie heilig gelewe nie, hy het nie 'n sondaarsgebedjie opgesê nie, hy was nie gedoop nie, hy het nie heilig gelewe nie, hy het gekom en gesê, Here, al wat ek het is, dink aan my. Hy het sy geloof, hy het Jesus erken wie en wat hy is. En hy het sy geloof in hom geplaas. Hy het nie eens die verwagting gehad, dat hy ooit gered sou wees. Hy het geweet waantoe hy op pad is. En daarom sê die Here in die woord, God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Salig is hy wat weet hoe afhanklik hy van die Here is. Nou kom ons by die 9de plaag. 8ste plaag.
Ja, die 8ste plaag is sprinkane. Wat doen sprinkane? Verwoes die land. En dit is die gevolg van die sonde in mense se lewens. Die gevolg van die sonde is 'n verwoeste land. En op die einde van die dag, hongersnood op die einde van die dag, bring hy die dood na voorskyn. En Jesus het die loon van die sonde betaal aan die kruis. Jy sien, die verlore seun het weggestap van sy pa se huis af, en het in 'n varkhok opgeëindig, maar het na sy pa toe teruggegaan. Die sprinkane het sy land verwoes, maar hy het teruggegaan na sy Vader toe. En weet jy wat, wanneer Jesus aan die kruis daardie offer vir ons betaal het, daai dag toe hy dit betaal het, sê die woord van die Here vir ons, Romeine 8 vers 1 tot en met vers 4, daar is dan nou geen veroordeling vir die wie in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, so die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En ek wil vir jou sê, wat 'n sonde in jou lewe veroorsaak verwoesting. As jy by Jesus uitgekom het, en jy wandel deur die gees, sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring, om te wandel in die vlees, sodat jou land verwoes word nie. Laat Jesus jou vrymaak van die sonde. Die 9de ene, die duisternis. Daar kom geestelike daar kom duisternis oor. En wat stel dit van vandag se tyd voor? Die mense van vandag leef in geestelike duisternis. Hulle oë is verblind. Hulle kan nie sien dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe nie. Hulle kan nie sien dat Jesus is die lig vir die wêreld nie. Hulle kan nie sien nie dat hy die weg is tot redding nie. Die wêreld wil dit nie sien nie. Hulle sit in geestelike blindheid. Hulle sit in duisternis. Hulle sit vas in duisternis. En Jesus wil vir hulle die lig van die wêreld. Hy sê, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Weet jy, dit is vir my so interessant. Jesus genees die blinde man dat hy kan sien. En weet jy wat is my interessant? Hulle vat hom die dag dan na die fariseërs toe. En die fariseërs worry nie oor dat hy genees is nie, dat hy kan sien nie. Hulle worry nie op die Sabbat sy bed gedra het. Hulle wil hom daaroor nyl. En hulle vra my, weet jy genees wat? Hy sê, ek weet nie wie het my genees nie. Al wat ek vir julle sê is, ek was blind. Maar nou kan ek sien. Jy sien, en dis wat Jesus vir ons in die kruis is. As jy verstaan dat Jesus is die lig vir die wêreld. Jesaja 53 sê dit vir my so mooi, daar vanaf vers 6, dan sê hy die volgende, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, het hy sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie daar gedink het, is hy afgesny uit die land van die lewendes. Terwille van ons oortredinge en van my volk was die plaag op hom. Kan julle dit sien? Die plaag was op hom. Hy het daai plaag gevat. En dan sê hy, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag om te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, die siekte. Sy siel as 'n skuldoffer aangebied het. Hy sal sy nakroos sien. Hy sal sy dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Jy sien, Jesus kom en sê, ek is die lig van die wêreld. Die woord van die Here is die lig vir ons pad, 'n lamp vir ons voet. Maar die wêreld wil in geestelike duisternis bly. Hulle wil aanhou wandel in 'n sonde. Hulle wil aanhou bly in die ongeregtigheid. Hulle wil aanhou bly in dit wat God nie behaag nie. Hulle wil die duisternis behaag. Hulle wil die duisternis najag, nastreef. Hulle wil alles doen wat duister is. En weet jy wat bring daai duisternis? Die 10de plaag. Die dood. Die loon van die sonde
is die dood. Kan jy sien van die begin af, hoe elkeen eskaleer en elkeen 'n bydra het, en dan kom dit eindelik op een punt neer. Dood. Nie net fisies nie, maar ook geestelik. Die dood van die eerstgeborene. Farao se hart was verhard. Hy wou nie hoor nie. Sy hart was verhard. En tog, hier kry ons die mooiste beeld. Jesus gee sy lewe aan die kruis. Die lam se bloed aan die huise se deurposte. When God sees the blood, he will pass over you. Jy sal nie uit die verderf opeindig nie. Jy sal nie die tweede dood beleef nie. Daai tweede dood, as jy gelees het die Bybel praat van die oordeel van God waarin in die hel gewerp is. Dis die tweede dood, sê hy. Want Jesus bring 'n nuwe lewe. Weet jy, Jesus demonstreer dit selfs in sy bediening met die opwekking van Lazarus. Net so sal daar 'n opwekking van die gelowiges wees. Wanneer ek en jy gesterf het, wanneer ek en jy enig ook ons sterfdag gaan kry, gaan dit nie wees tot die verderf nie. Maar ons sal opgewek word in 'n verheerlikte liggaam. Ek en jy sal bekleed wees met rein blink linne. Ek en jy sal 'n liggaam hê wat aan Jesus se liggaam gelyk is. Ek en jy het 'n hoop dat na die dood is daar vir ons lewe. Ek en jy het 'n hoop dat die dag wanneer ons sterfdag kom, dit die dag gaan wees waar ons die toorn van God sal beleef nie. En die uiteinde daarvan die verderf sal wees nie. Omdat ons hele lewe getuig het van rebellie teen God. Maar as ons in Christus gesterf het, sal ons opstaan, en as ons nog lewe in daai tyd, sal ons in 'n oomblik verander word, sê die woord van die Here. En die Here sê vir ons, hierdie verganklike gaan met onverganklikheid bekleed word. In Filippense 3 sê dit nogal vir my mooi. Gaan dan na Filippense 3 toe, ons is amper klaar. Filippense hoofstuk 3. En hier kom die hele groot ding vanmôre wat ek vir jou wil vra. Is jy vasgevang in die pla van jou Egipte? Sit jy nog vasgevang in die pla van jou Egipte? Of gaan jy toelaat dat Jesus jou vrymaak? Gaan jy toelaat dat Jesus jou verlos van jou Egipte land uit? Dat hy jou paaslam sal wees, wie se bloed aan die deurposte van jou hart is, so that when God sees the blood, he will pass over you. Filippense 3 vers 8 en 7, want baie van wie ek julle al dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Ek wil vir jou sê, as jy 'n vriend is van die wêreld, is jy 'n vyand van Christus. Hulle einde is die verderf. Hulle God is die buik en hulle eer is en hulle skande. Hulle bedink aardse dinge, wat ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Jy sien, Jesus se volbringde werk in die kruis, het ook die 10 plaae in my lewe en jou lewe vervul. Hy het dit afbetaal. Hy was die offer daarvoor, dat ek en jy in vrymaking ons Egipteland kan uitstap, en vry vir God kan lewe. Maar wie hou ons in Egipte? Onsself. Ons verhard ons harte, net soos Farao. En as jy gaan aanhou met jou verharde hart, die uiteinde daarvan gaan wees verbranding. Laat toe dat Jesus jou vrymaak van die pla van jou Egipte.
Kom ons sluit af. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Dankie Here dat ons vanmôre hierdie woord kon hoor. En Here, my gebed is dat hierdie woord 'n wekroep sal wees in mense se lewens. Here, my gebed is, Here, dat hierdie woord rema sal word in mense se harte. Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees. Dat mense vanmôre hierdie woord sal hoor, dat hulle sal weet, Here, die tyd is naby, en dat hulle moet uit Egipte uitkom, Here. Dat hulle U sal soek. Dat ons, net soos wat die Israeliete daai fees van die ongesuurde brode gevier het, Here, ons ook ons harte sal deursoek, of ons nog in die geloof is, Here. En daarom wil ek vanmôre vra, Here, dat ons die suurdeeg uit ons lewe uit sal verwyder. Dit wat nie van U af is nie. Dat U ons sal vrymaak van ons pla in ons Egipte. En dat U ons sal vrymaak, Here, wat ook al dit is wat ons in daai gebondenheid hou, en in daai slawerny hou. En ek bid vanmôre, Here Jesus, want U sê dit vir ons, wie die Seun vrygemaak het, sal waarlik vry wees. En ek wil bid vir 'n verandering in die harte en in die siel en gees van mense. Ek wil bid, Here, dat hierdie woord in mense se lewens tot stigting sal dien. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen.